25 Maart. Skrander leerlinge in die skool van Christus. Petrus bekeer hom nadat hy gesif is. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeer is, moet jy jou broeders versterk. Lukas 22 vers 31 en 32. Die rede waarom so baie van Christus se blydende disippels in kwaai versoeking beland, is dat hulle nie 'n ware kennis van hulle self het nie. Daarom is Petrus so deeglik deur die vyand gesif. As ons ons eie swakheid kon verstaan, sou ons soveel vir onsself te doen sien, dat ons harte onder die magtige hand van God sou verootmoedig. Ons sou ons hulpelose siel van Christus afhanklik maak en ons onkunde met sy wysheid aanvul, ons swakheid met sy sterkte, ons stinkgereid met sy blywende krag. Petrus het geval omdat hy nie sy eie tingereid geken het nie. Hy het gedink dat hy sterk is. As Petrus nederig voor God gewandel en homself in Christus verskuil het, as hy in erns na goddelike hulp gesoek het, as hy minder selfvertrouend was, as hy die Here se onderrig aangeneem en dit uitgeoefen het, sou hy gewaak en gebid het. As hy homself noukeurig ondersoek het, sou die Here hom goddelike hulp verleen het, en dit sou nie nodig gewees het dat die Satan hom sif nie. Geen bose mag binne die hele sataniese leer kan die siel vermink wat eenvoudig in die wysheid van God vertrou nie. Omdat Christus vir Petrus gesorg het, het hy herstel. Die Satan kon niks teen die almagtige tussenkoms van Christus doen nie. En Christus se gebed vir Petrus bid hy vir almal wat nederig en verslaaf van hart is. Petrus het teen lig en kennis gesondig en teen groot en verhewe voorregte. Dit was selfvertroue wat sy mislukking veroorsaak het, en dit is hier dieselfde kwaad wat tans in mense harte werk. Dit kan wel ons doel wees om reg te wees en om te doen wat reg is, maar ons sal gewis sondig tensy ons voortdurend in die skool van Christus leer. Ons enigste veiligheid is om nederig met God te wandel.